julle as hierdie wintersonnetjie of lente sonnetjie, uiteindelik 'n sonnetjie, so skyn, dan is ek sommer gelukkig. Soos ek dink baie van my vriende noem my Aldassie. Daai sonstrale maak my net gelukkig. Ek weet nie wie so voel nie, maar as die sonnetjie skyn, dan is ek net gelukkiger. Dit is soos as jy, ek weet nie wie van julle dit al oorgekom het, ek dink seker baie. Jy weet as jy arbei sien, en die arbei lyk so lekker rooi en groen blare, en dit is soos hierdie gaan nou 'n lekker arbei wees, gaan nou 'n sappige arbei wees, of 'n lekker sappige vrug, en jy byt hom so, en dit is suur, en jy sê, dit is glad nie hoe die besigheid nou gelyk het nie. Ek dink baie keer is ons so in ons lewens. Ons sê ons is 'n lekker sappige vrug, ons is 'n kind van die Here en ons is goed vir die mense rondom ons en dit wat jy gaan kry is goed. Maar as mense regtig naby kyk en van ons vrugte eet, dan is dit nie wat hulle ondervind nie. In Lukas 13 sê Jesus hierso, repent or you will perish. Vertel hy eers vir sy disippels. En toe daarna toe sê hy, die gelykenis van die onvrugbare vyeboom. Daarna het hy hierdie gelykenis vertel. 'n Man het 'n vyeboom gehad wat in sy wingerd geplant was. Toe hy die vrugte daaraan kom soek, maar niks kry nie, sê hy vir die tuinier, kyk, dit is nou 3 jaar dat ek aan hierdie vyeboom vrugte kom soek en ek kry niks nie. Kap hom uit. Waarom moet hy langer in die grond uitput? Maar die tuinier antwoord, meneer, laat hom nog hierdie jaar staan. Ek sal die grond daarom rondom hom omspit en bemes. Miskien sal hy dan volgende jaar vrugte dra. Maar so nie, kan u hom uitkap. Nou, 'n interessante ding is, soos hoekom nou 3 jaar? Toe Jesus hierdie vergelyking vertel het, toe was hy al 3 jaar besig met sy ministry. Vir 3 jaar lank het hy al sy kerk gehad op hierdie aarde. En vir 3 jaar lank het hy al vertel van die koninkryk en hoe die koninkryk van Jesus werk, wat se vrugte jy in jou lewe moet hê. Maar nog steeds het mense dit nie verstaan nie. Nog steeds het mense nie daai vrug gedra nie. Dis hoekom hy hier ook sê die 3 jaar die vergelyking is. Dis sê, maar kom ons gee hom nou nog 'n jaar kans. En as hy nie vrug dra nie, dan kap jy hom af. Dis wat hy bedoel met repent or you will perish. Wat beteken repent? Repent beteken ons draai, we turn from our wicked ways, we turn away from the world, we turn away from our selfish ways, our old nature, and we turn to God. So jy draai om en jy loop na Jesus toe. En hierdie ding van hierdie 3 jaar het my laat dink, hoe lank is ek al 'n gewerebore Christen? Hoe lank het ek weer vir die Here gesê, Here, ek draai nou om, ek aanvaar U in my lewe. Ek weet U is my saligmaker, ek weet U is God, en ek gee my lewe aan U. So hoe lank terug het ek dit gedoen, en wat se vrugte is in my lewe as bewys daarvan? So wat se vrugte dra ek? Kom mense na my toe en sien hierdie mooi rooi arbei, en wanneer hulle eet van my, is dit suur? Sê ek is 'n Christen, ek het vir Jesus in my. So mooi vers. John 14 vers 20. I am in the Father, sê Jesus, and you are in me, and I am in you. Jesus sê dat hy is in God, en God is in ons, en ons is in God. Ons is nou een. Jesus is nou binne my, ek is 'n new creation, so ek is nou 'n vrugteboom, ek is nou 'n vyeboom, en so ook moet ek nou daai vrugte dra. En baie keer verbaas ek myself, as ek myself vul met die woord, en vul met Jesus, en vul met die Gees, dan kom ek baie keer in 'n situasie, en dan sê ek soos, yes, Andrie, jy het nou hierdie situasie goed hanteer. Soos, where did this come from? Dis nie moeite nie. Dis nie moeite om te serve, of om die minste te wees, om in lief te wees vir mense, wat nie lief is vir jou nie. Dit kom maklik, want dis wie jy nou is. I'm a new creation, so Jesus is binne in jou.
So jy lewe uit dit uit. Jy lewe nie meer uit jou ou self uit nie. Want dit is nie meer Andrie nie. Andrie bestaan nie meer nie. Ek is nou, Jesus is nou in my. I'm a new eternal creation. Die gees in my is vir ewig nou. So die ou ek is nou dood en die nuwe ek is nou nuut gemaak in Jesus wat nou in my lewe. So ek dra nou vrugte van Jesus in my en ons word geken deur ons vrugte. En watse vrugte sê Jesus moet ons dra in ons lewens? In Galasiërs 6 lees ons: die vrug van die Gees daarteenoor is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. Teen sulke dinge het die wet niks nie. Die wat aan Christus Jesus behoort, het hulle sondige natuur met al sy hartogte en begeertes gekruisig. Ons lewe deur die Gees. Laat die Gees nou ook ons gedrag bepaal. Ons moenie verwaand wees, mekaar uitterk of mekaar afgunstig wees nie. So, Jesus sê hier vir ons, dat ons lewe nou uit liefde uit. So die vrugte wat ek voorsit, is nie net aan mense wat ek wil wees nie. So, jy word geken deur jou vrugte, en jy word geken deur almal wat met jou praat, deur almal wat jou ontmoet, deur elke liewe persoon wat jy in kontak kom mee. So jy kan nie net kies wie moet sien en wie moet lekker vrugte kry nie. Almal eet van jou goed of sleg. So gee jy vye as 'n vyeboom, as 'n kind van Jesus, of gee jy rosientjies? Jou huishulp, die werker vir jou. Hoe hanteer jy hulle? Die mens wat lelik is met jou, die kind wat ongehoorsaam is. Hoe hanteer jy hierdie mense? Deur liefde, deur nederig te wees, of ek is goed en almal sien hoe mooi ek is, en net die mooi en die nice mense mag uit my mooiste koppies kom koffie drink, of is almal dieselfde soos Jesus sê? Is jy lief vir almal rondom jou? Watse vrugte het jy? As jy al 7 jaar in jou kerk is as 'n weergebore Christen, kyk terug vandag en sê, Here, waar moet ek nog aan werk? Waar moet U my nog knip en snoei? Want Jesus sê, dat hy moet ons mooi maak, ons moet 'n vrugtebome raak, wat Jesus reflekteer aan die wêreld. Ons is hier om vir mense water te bring, skade weer te bring in die moeilike tye. En dit is so mooi hoe Paulus dit sê in Romeine 7 sê hy, so vind ek dan hierdie wet in my. Ek wil die goeie doen, maar al wat ek doen is die slegte. Diep in my wese vind ek vreugde in die wet van God. Vind ek vreugde in die wet van God. Hoe baie van ons is nie daar nie. Ons wil die goeie doen, maar ek doen die slegte. Maar ek vind vreugde in die wet van God, want God se woord is so goed en so kragtig. En Jesus, hoe meer jy tyd saam met hom spandeer, hoe meer sal jy verstaan hoe lief hy vir jou is en hoe goed hy is. Dis daai vrede van die Gees wat jy kry, daai vreugde. Jesus gee daai vrede en vreugde wat hierdie wêreld nie vir jou kan gee nie. Okay. Diep in my wese vind ek vreugde in die wet van God, maar ek vind in my doen en late 'n ander wet. En wat ek doen, vind ek 'n ander wet, wat stryd voer teen die wet van my gees. Dis in teenstryd teen mekaar. Die gees en die vlees is altyd teen mekaar. Dit maak my 'n gevangene van die wet van sonde, wat in my doen en late aan die werk is. Paulus, wat Jesus reflekteer het, sê, ek, 'n ellendige mens, wie sal my van hierdie doodsbestaan verlos? Aan God die dank. Hy doen dit deur Jesus Christus ons Here. Jesus het klaar hierdie sondige natuur oorwin. Jesus het klaar sonde, hy het gesterf vir al jou sondes wat jy al ooit gedoen het. So is dit dus met my gestel. Met my gees dien ek die wet van God.
maar in my doen en late die wet van sonde. Dis hoekom hy sê dit in Romeine, dis hoekom hy in Galasiërs sê, jy moet die begeertes van die sondige natuur kruisig. So elke dag besluit ek, watse vrugte wil ek dra? Wil ek luister vir my sondige natuur, vir die ou ekke, of is ek nuut gemaak deur Jesus en ek lewe nou met Jesus binne in my, soos Johannes 14 sê, dat Jesus is in my en ek is in Jesus en ons is in God. Hoe ongelooflik is dit nie? Daai het ek nou toegang tot daai vreugde en vrede. So wanneer ek voel, Here, hierdie sondige natuur wen in my lewe, dan is ek 'n slaaf vir daai sonde. Maar jy hoef nie te wees nie, want Jesus het klaar sonde oorwin. Hy het klaar elke mag en gesag is onder sy voet, so ook onder jou voet. So jy het 'n keuse wat jy wil maak. Here, ek raak nederig vandag voor U. Waar dra ek vrug in my lewe wat nie van U is nie? Waar is ek nie 'n vye boom nie? Waar het ek rosyntjies in my lewe? So jy raak nederig voor Jesus en sê, Jesus, help my. Ek wil goeie vrugte dra van die Gees. Ek wil vreugde en vrede bring. Ek wil die sonstrale wees vir die mense rondom my. Ek wil die skadu wees. Nie net vir die mense vir wie ek wil vir wie ek soos 'n arbeidjie wil laat lyk nie, maar vir almal. Ek wil vir elke liewe persoon vreugde, vrede, goedheid, skade weer bring. Nie net waar dit maklik is nie. So ek vat hierdie sondige natuur in die kruisig hom. En hoe ongelooflik is hierdie nie wat Jesus sê, dat hy is nou in my. So ek loop in oorwinning. Ek het klaar gewen. En ek het nou toegang tot daai vrede en vreugde, wat glad nie uit hierdie wêreld ooit kan kom nie, maar net uit hom kan kom. Hoe ongelooflik is dit nie? Dat jy het toegang tot dit. Maar Jesus sê, repent from your wicked ways, or you will perish. Moenie dat jy afgesnoei word nie, by die roots afgekap word soos daai vyeboom nie. Maar laat hy jou snoei waar jy moet gesnoei word, waar dit ook al moeilik is. Hy sê, hy is saam met jou, ek is met jou, ek is in jou, ek stap saam met jou hierdie pad. En so kan jy vrug dra in jou lewe. Kom ons almal wees 'n lekker sappige arbeid. Julle moet 'n geseënde dag hê.